as mens die tekeninge teen die betonmuur reg lees, was omtrent 14 jaar oud. Sy geskiedenis, sy kronieke, was aangeteken teen die betonwande van 'n brug oor 'n eensame pad deur die barre woestynsand. Daar was skaars iets in sig. Die enigste tekens van lewe was die rookie uit die skoorsteen van 'n eensame pondokkie sowat 2 kilometer van die teerpad af. Die gebouetjie het regop en vuur in die sand gestaan, met 'n enkele windpomp wat in die wind sjoer. Daar was 'n beeskraaltjie naby, maar die was leeg. Watter diere daar ook al moes in, was waarskynlik iewers in die klipperige koppe aan die wy. Daar was die dag niks van hulle te sien nie. Andries en sy vriende het langs die pad by die brug stilgehou, sodat hulle kon bene rek en die drukkende fisieke nood kon verlig. Toe hy teen die wal afstap om privaat te wees, merk Andries 'n tekening onder die brug op, waar dit veilig vir die openbare oog versteek was. Hy het onder die brug ingekoes en onverwags 'n wonderwêreld ontdek. Dit was soos 'n grot vol rotstekeninge, uitgevoer in wat na kleurvolle bordkruit gelyk het, ook oliepastelle en ander media, maar wat seker maar sagte klip, natuurlike okers en ander materiale uit die jong kunstenaar se onmiddellike omgewing was. Andries het verras nader gestaan en gebukkend begin om die geskiedenis vir die kinders van die omgewing te lees. Die tekeninge het spesifieke gebeure uitgebeeld. Almal was uitbeeldings van die kinders se grootword, hulle daaglikse probleme, hulle vrae. Dit was meer as net graffiti teen 'n betonmuur. Die plek het eerder gelyk soos 'n heiligdom. Die kinders se name was almal daar, trots geskryf in hulle eie lomp handskriffies. Sarah, Nonnie, Bitie, Koos, Sari, Swartpiet en Bal Versaghi. Bal wat sy van met groot sierletters in die beton ingekerf het, asof hy wou seker maak dat sy inskripsie die tyd sou weerstaan. Bal was die doring van die omgewing. Hy het teen die muur rekening gehou van hoeveel keer hy op die rype ouderdom van 14 met die meisies van die buurplaas 'n gemeenskap gehad het. Bal het vir Sari, so hy byvoorbeeld skryf, en dan begin om elke ontmoeting aan te teken met 'n merkie. Na 5 merke sou hy 'n lyn deur die merkies trek, om dan weer van voor af te begin. So het Bal vir Sari, Sarah, Nonnie en Bitie elkeen 'n hele paar keer gehaat. Eenkant in die volste detail was daar 'n lewensgrootte swanger vrou geteken, die liggaam deursigtig, sodat die fetus duidelik wys. Die handskrifie by die tekening was effens onvas, meer onseker. Hier het Bal seker vir Sari swanger gemaak. Onder die brug, hulle heilige plek, en by die uitgang aan die een kant, vars geskryf in witkruit en duidelik baie onlangs, het Bal geskryf: "Fok julle almal, ek gaan Kaap toe, ek is moeg van stront, ek is Bal Versaghi." 'n laaste, "Los my net uit," oor alles gekrap, het getuig van 'n finale konflik.